Maar ek wil eers gou net so bietjie weet met wie praat ek. Is die mans in die vertrek? Net gou vir my waai. Goed, ek sien daar's mans. Is die vrouens in die vertrek? Dat ek net sien. Goed, enigiets anders, hou jou hand af. En dan wil ek weet, dit is eintlik sommer net simpel. Sê vir my, wie van julle is pastore? Waai gou vir my. Alright. Nee, ek wil net sien, hou gou op. Ek wil net getalgewys gesien. Senior leiers, met ander woorde, jy is die senior leier by jou gemeente. Okay, hande af aan ondersteunende leiers, laat ek gou sien. Is hier worship leiers? Ek wil net weet, hulle is 'n unieke spesie. Goed, daar's hy. Goed, dan wil ek weet, is daar van julle wat dan nie voltyds in die bediening is nie, maar jy lei bedieninge, waai gou vir my, is die enige iemand hierso wat met ander woorde, jy dien in die gemeente, maar nie in 'n voltydse hoedanigheid nie. Goed, so, is daar iemand wat in 'n ander rol hierso vandag, wat 'n ander rol verteenwoordig? Sê gou vir my, wat is dit? Ek wil graag weet, ja. Ja. Sê net harder. Okay, so hier's mense wat, ek het nou gesê pastore, maar kom ons sê dan mense wat jeugbediening en sulke tipe goede doen. Waar gou vir my, almal in jeugbediening of jy is in 'n internskap of 'n ontwikkelingsrol. Okay, en dan die hand wat ek nou hier gesien het. Ja, jy het gesê sekretarieel, is hier nog ondersteuningspersoneel, mense wat administratief, daar is hy, lekker, daar is hy. Okay, het ek almal. Goed, dit help my net, want as ek praat oor verhoudinge, wil ek vir jou nou 'n vraag vra. Ek wil vra dat jy, ek gaan my notas na die tyd vir julle beskikbaar stel, dan kan julle sien hoe my brein werk, hoe my hoofpunte net uitmekaar gesit is, maar ek wil jou challenge om so bietjie te skryf, want tot 'n groot mate het daai kamera, ek moet nou blykbaar so staan en vir hom sê, ek beloof onder eed, dat ek regtig so min as moontlik nonsens sal praat. Ek beloof weer 'n keer, dat ek so min as moontlik nonsens sal praat. Ek wil hê dat jy tussen 5 en 10 name gou moet neerskryf, van die kernverhoudinge in jou lewe, name van mense, want wil met jou oor hulle gesels, die top 10 verhoudinge in jou lewe. Kategorieë is tipies, begin dit by familie waarskynlik, of huwelik, en dan van daar af is 'n ander kategorie seker maar vriende, en dan waarskynlik kollegas of werksverhoudinge. As jy die doring in jou vlees naam ook wil neerskryf, is jy welkom. Ek weet nie of dit 'n top 10 verhouding is nie. Goed. Kom ons land om daar, jy kan nou verder skryf. As ek jou oë weer vir 'n oomblik kan kry, wees eerlik met jouself. Wil jy suksesvol wees? Wees net gou eerlik met jouself. Wil jy, want dit kom met 'n helse prys. Die vraag is, wil jy suksesvol wees? Sukses het geweldige wye verskeidenheid van definisies. Maar ek wil waag vandag om te sê dat sukses lê aan die ander kant van kwaliteit verhoudinge. Dit lê nie aan hierdie kant nie. Baie mense kan baie kennis hê en baie goeders weet, maar jou vermoë om met mense te werk in enige bedryf, in enige industrie, en veral in die bediening, lê aan die ander kant van kwaliteitsverhouding. Dit is een van die belangrikste onderwerpe wat ons vandag, as ons oor die kerk wil praat, oor ons passie vir die kerk, want ons God in die eerste plek openbaar homself as 'n verhouding. Jy weet, as jy vandag vir mense moet sê wie God is, jou beskrywende terme wat jy sal gebruik, wie is jou God? Ek wonder hoe sterk die metafoor van verhouding deurkom in hoe ons God represent vir mense. Hy is Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is 'n intieme connectedness, wat so intiem is, dat Jesus op 'n stadium sê, alles wat ek sê kom van die Vader af. Julle weet, julle ken die skrifgedeeltes, maar ek vra vandag of jou wêreldbeskouing oor wie God is, en by implikasie, wie is jy dan? Wie is jy dan? As hy skape, dan sit hy materie in 'n verhouding, neutron, proton en daai goeters. En dan sit hy jou as mens, geskape van die begin af, binne in 'n atmosfeer van verhouding. En ek wonder of jy ook, as jy jouself sal beskryf, jy weet, as jy sal sê wie jy is, baie mense beskryf hulle vir wat hulle doen,
Ek wil net met Johan gou saamstem, dit het my ook op 'n golfbaan eendag gebeur, hier by die 8ste gat, toe vra die ou vir my, so wat doen jy vir 'n lewe? En ek sê toe vir hom, maar ek is nou as ek al aspris, ek love it om vir mense te sê, ek is 'n predikant om te kyk hoe hulle verander. Ek wil net vir julle sê, die Here suiwer daai ou se taal gebruik in 'n oomblik. Net daar, hou hy op vloek. En ek het hom gewen daai dag, en sy, en hy verskoning gemaak, tot na die tyd, like om sulke ouens te vat vir 'n bier na die tyd, en toe vertel hy my, hy was 'n sendeling gewees, en hy het die Here verloor, en ek het 'n paar minute gehad, van 'n ou se aandag, om vir hom te sê, wel, ek dink die Here mis jou, want God is verhouding, en ek is verhouding, jy is verhouding. Ek wonder of jy vandag, vir 'n oomblik net kan dink, oor alles wat jy doen, en kom ons beskryf dit in verhoudingsterme. Wat is preek anders as om 'n verhouding met iemand te bou? Ek ken jou nie, maar ek het begin deur vir jou te vra, wie is jy, wat doen jy? En ek is besig om jou te vertel wie ek is, want die kwaliteit van die connection wat hier gaan gebeur vandag, gaan bepaal hoe suksesvol ek is met dit wat ek graag wil oordra. Ek is mal oor wat John Maxwell gesê het. Hy sê, many people communicate, but very few connect with people. Very few connect. En ek dink, mense sit in 'n gehoor soos hierdie, ons is besig. My kop is besig. Ek het baie goed wat ek wil doen. Ek wil nie daar sit en tyd mors, dat jy nie genoeg vir my lief is en my belangstel, om met my hart te probeer connect nie. En ek dink, as ons praat oor berading, wat is berading anders? Of as jy iemand bedien met gebed, wat anders is dit, as om jou verhouding met God na hierdie oomblik toe te bring? Gister sê 'n man vir my, sy vrou lê sterwend in Kloof Hospitaal met Salmonella virus, en ek sê vir hom, kom ons bid saam. That is a relational moment. Dis 'n oomblik waar ek my arms om 'n man sit, en sy las saam met hom 'n bietjie dra. Hy het nie op daai oomblik, is hy iemand in die plek wat saamstem, hy het nie 'n professional nodig nie. Hy het 'n broer nodig. Hy het 'n verhouding nodig. En natuurlik van hier af vorentoe in hoe ons as gemeente. So, kom ons praat oor finansies. As jy in 'n budgetvergadering sit en jy is besig om te praat oor wat ingekom het en wat uitgegaan het. Dis mos wat 'n begroting is. 'n Begroting kry moeilikheid net wanneer daar meer uitgaan as wat daar inkom. Die lewe is nie so moeilik nie. Maar daar's 'n verhouding tussen inkomstes en uitgawes, en daar's 'n verhouding tussen jou wat die bestuurder van daai begroting is, en wie ook al, of hulle betaal vir 'n kamp of 'n kursus, en of hulle tiendes gee in jou kerk. It's a relational experience, and people give money when there's trust. Ek sê altyd vir kerkleiers, wie jy geld in jou kerk hê, laat hulle jou vertrou. As hulle jou nie kan vertrou nie, gaan hulle nie geld gee nie. En nommer 2, kry net visie asseblief. Verander net die wêreld, dan gee mense geld. So, ek gaan nou nie oor daai goed verder praat nie, maar kan ek vra, dink jy saam met my vandag, dis billik om te sê, dat omtrent alles wat ons doen, het verhoudingsdinamika in dit. En ek dink vir jou, as sukses aan die ander kant van verhouding lê, daar gebeur nou iets in my kop wat snaaks klink. Iemand het op die klanke knoppie gedruk, ons draai weer. Julle kan maar bietjie sagter sit dalk. As jy sukses aan die ander kant van verhouding sien, dan dink ek, wil ek jou vra vandag om te dink oor elke aktiwiteit van jou lewe, oor elke mens wie se naam jy neergeskryf het, en vra vir jouself, wat se verhoudings bydra bring ek na daai mens toe, na hierdie rolle en verantwoordelikhede. Nou, ek wil graag vir julle vertel van 'n revelation wat in my lewe gebeur het. Ek is mal gewees oor Stephen Covey se 7 Habits of Highly Effective People, en in een van sy hoofstukke het hy gesê, met jou rolle definieer, en ek het altyd so gemaak, as jy vinnig net weer hier loer, ek het gesê, nommer 1 is die Here, nommer 2 is my vrou, nommer 3 my kinders, en dan my werk, en dan myself. En dit was half so bietjie van 'n false humility wat ek uitgebeeld het met hierdie rolle. En ek dink op daai stadium het dit my baie gehelp, want ek het my week gaan balanseer om by elke van hierdie rolle uit te kom. Maar ek wil vandag vir jou sê, die Nuwe Testament het 'n ander paradigm.
Hy sê, jy moet eerder dink oor 'n boom met takke, en as ek my arm gaan gebruik as die boomstam, en hierdie vertakkinge gaan gebruik, dan is die Nuwe Testament se paradigma, is dat ek en jy in Christus is. Dis die eerste plek waar ons uitvind wie ons is. En uit my verhouding met Christus, is die heel eerste verhouding, is met myself, waaroor ons nou in hierdie sessie bietjie verder gaan kuier. Met ander woorde, hoe ek oor myself dink, en hoe ek myself posisioneer, as dit nie uit Christus gebore word nie, as ek nie in hom bly nie, gaan ek nie vrug dra nie. Mag ek vir predikers die Bybel net terugpreek vir jou? Jesus se woorde, as jy in my bly, as jy sorg, dat jou verhouding, jou connectedness met my, en wat verhouding ook al vir jou is, as dit die vertrekpunt van jou menswees is, dan gaan jy vrug dra. Die plekke waar ons vrug dra is in ons liefdesverhoudinge, in ons familieverhoudinge, ons werksverhoudinge, ons sosiale verhoudinge, en ultimately in jou dorp of in jou stad, in jou community, en in jou wêreld. Alles is verhoudingsdinamika, maar die vraag is, het Jesus vir jou, John, persoonlik, die een geword wat definieer hoe jy oor jouself dink? Het Jesus die een geword wat definieer hoe jy oor die huwelik dink? Is Jesus die een wat definieer hoe jy pa of oupa, daai klein laaitjie is 3 jaar oud en daai brein van hom is wakker en ons dogtertjie is 'n kleinkind is 'n jaar oud en ek wil net gou net oor my familie sê. So ek en Williana het 'n vreeslik interessante verhoudingsdinamika gehad. Ons het ons 2 eie kinders gehad en toe het ons bediende se 2 kinders in ons lewe gekom. So ek het 'n Lucky en 'n Lady wat ook vir my daddy sê. En nou sit hierdie klein kinders en is 'n hele stuk verhoudingsdinamika en 'n paar van hulle vriende. Ons het nou al 'n WhatsApp groep wat ons die kykens noem. Hulle is al 11 sterk. So die kinders is besig om te groei, soos wat goeders gebeur en so aan. So ek dink ek leef binne in 'n plek waar ek weet dat John kan sy vingerafdrukke op klein Lucian se brein los. Of my verhouding met my kleinkind can become an expression of Christ in his life. Waar ek nie sy oupa is nie, maar waar ek as oupa sy regte vader verteenwoordig in sy lewe. Dis die vraag wat ek vandag vir jou vra, is of jy elke plek waar jy funksioneer, jou in hom sien, en dan wil ek net sê, dan word die hele lewe 'n geesbelewenis. Die hele lewe. Want God is ingeweef in elke stukkie van my menswees. Jy moet onthou, daar's nog hier op die punt ergens, is daar 2 verhoudinge wat ek julle van moet vertel. Die een is met die blou bulle. Ek wil julle net vertel daarvan. Ek het ook 'n afstandverhouding met die ref, maar ek het 'n verhouding met die blou bulle. En ons is bevoorreg, 'n klomp van hulle is deesdae deel van ons gemeente, so ek kry 'n kans nou om vir die kaptein te laat weet wat hy moet doen in sy span. So, anyway, ek hoef nie meer net te bid nie, ek kan 'n comment lewer. Maar en dan is ek 'n absolute liewer van varkhonde. Ek het 'n onheilige liefde vir my varkhond. Hoekom is dit onheilig? Want as ek weggaan, mis ek my hond voor ek my vrou mis, maar ek mag dit nie sê nie. Anyway, so ek dink net dat everything becomes spiritual. Alles van my natuurlike lewe. Adam, ek wil gaan met jou praat. Adam, en as jy Eva wil wees, luister net gou vir my. God het jou in 'n natuurlike wêreld gesit en hy het vir jou gesê, maak my wat gees is, elke liewe dag deel van jou natuurlike wêreld en begin optree in jou natuurlike wêreld namens my. Dan begin jy ontdek wie jy is en jy verstaan hoekom jy kan heers, want dit kom nie uit jou eie grootheid uit nie, dis nie jou eie sukses nie, dis 'n uitleef van 'n roeping wat die Here op my geplaas het. Ek wil 'n oomblik net gou hier pos, want ek weet in 'n gehoor soos hierdie, is daar verseker 'n paar moedelose mense ook. Dis mense wat hier sit vandag en wat sê, John, julle praat met my oor goeters, terwyl dat jy nie weet wat ek deurgaan nie, jy weet nie wat is die battle, die struggle nie, en wat Werner gesê het is die waarheid, ek leef saam met leiers. So ek weet, ek gaan self deur van daai snot partykeer nou. Onthou net, ek het in Johan Steyn se kerk gewerk. Hy was 5 jaar was hy my mentor en my baas gewees. En daar's nog stuk taalgebruik wat uit Kempton uitkom wat nou nog vashak. So die Oosrand, ek's uit die Oosrand uit, maar die Oosrand is nog nie uit my uit nie. Johan het altyd van 'n pot snot gepraat en ek voel altyd ek love net daai prentjie.
wanneer ek sekere mense wil beskryf en so, of hoe mense praat. En 'n ander deel wat julle van my moet weet is, dat daar kom grappies in my kop wat ek glad nie nou mag vertel nie. Net uit asseblief. Ek het vir jou 'n vraag. As dit met jou regtig sleg gaan, is dit moontlik dan vir jou om in 'n gesonde verhouding met 'n ander mens te staan? Dis nie moontlik nie. Ek wil waag vandag. Ek voel sterk in my gemoed en my binneste om vandag te sê dat die Here jou God, jou Vader verwag van jou om heel eers na jouself te kyk. Op 'n vliegtuig sê hulle vir ons, toe ek laasweek op 'n vliegtuig was, sit eers jou eie masker aan. Dan help jy die mense langsaan. En te veel van ons, ek ook, eindig op 'n plek waar ons suurstof vir die wêreld gee, maar jou eie siel is nie vol nie. Dis wat ek vandag in hierdie kuiertjie nou wil doen. Jy's op 'n wegbreek en die Here het op hierdie terrein, ons doen baie van ons gemeentekampe hierso, op hierdie terrein het die Here mense se lewens gered, gerestoreer, vir hulle nuwe hoop in hulle ingeasem, en ek bid dat my kuiertjie met jou dit weer sal regkry. Jy moet die Here jou God lief hê, en jy weet dit, en jy wil dit doen, en jy preek dit vir mense, en jy probeer dit modelleer, en jy moet jou naaste lief hê, maar hoekom sukkel ons met daai derde een, wat sê dit moet gebeur op die standaard van hoe jy jouself lief het, en ek vind myself dat ek begin skree nou, wat gaan my aan? Die Here jou God lief hê, en jou naaste. John probeer vandag vir jou sê, jy gaan nie regkom met jou naaste nie, and you are not pleasing God if you don't learn how to love yourself. Daar's 'n massiewe verskil tussen selfsug en selfliefde, en ek dink selfsug is vir my eenvoudig net wanneer ek goeders doen ten koste van ander mense tot my eie voordeel. Ek aspres myself posisioneer om jou te laat verloor sodat ek kan wen. Dis selfsug. Maar selfliefde is 'n Godgegewe opdrag, omdat ek agtergekom het, my huwelik werk nie wanneer ek nie gesond is nie. My ouerskap werk nie, my bediening werk nie. Mense, die kindertjies van Jesus is nie poppos nie, sê ons favourite liedjie. Ek sit hier onder en ek wonder of jy weet, profeet, mense kan proe in die gees of jy bedien van 'n gesonde plek af. En ek wil vandag die Here vertrou dat hy 'n paar terreine waar ek agtergekom het, dat mense wat in geestelike leierskap staan, waar ons regtig struggle, die eerste een, ek gaan so 'n paar highlight, net genoeg vandag, om genoeg challenge te bring, maar nie te veel, laat ons denke nie te veel plekke gaan nie. Ek kan nie verstaan dat daar 'n super spiritualiteit oor mense kom, wanneer hulle in die naam van Jesus werk, bedien of optree nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek kan nie verstaan dat ons stemtoon verander, wanneer ons profeteer en bid. Ek wil vir jou een van die beste profesieë wat ek al gehoor het. Dark days are coming, says the Lord. Be afraid, says the Lord. For dark days are coming. Be afraid, says the Lord, for even I am afraid, says the Lord. Hoekom kan jy nie net opstaan en sê, Jesus ouens, ek beleef 'n stuk dringendheid in my binneste. Ek dink is 'n ernstige tye. Hoekom kan ons dit nie net op 'n natuurlike manier doen nie? En ek wil net vir jou sê, hoekom ek my vinger op hierdie ene lê. Want ek het voor my oë gesien, hoe dat dit interne druk op geestelike leiers begin sit, wanneer hulle onnatuurlik spiritueel wil wees. It puts pressure on you, and it destroys, dit slag, dit verwoes, dit maak jou wie, weet jy hoekom? Want as jy een keer begin voorgee, dan moet jy aanhou voorgee. Hulle het gesê, kyk, jy kan lieg as jy wil, maar as jy wil lieg, moet jy goeie geheue hê, want jy moet onthou, wat het jy vir wie gelieg? Nou, dis dieselfde met hierdie ding, en ek dink dat die kerk nodig het. By the way, ons wêreld het so verander, ons spesie word deur die social media uitgehaal, reg oor die wêreld, vir wat Atbos aanvang, reg deur tot wat by Gateway gebeur, en ek praat van plekke waar ek vriendskap en verhouding met mense het. Goed wat mense aanvang, raak, laat mense na my en jou kyk, en hulle wil weet, is this real? Hulle wil dit weet. Hulle wil dit weet.
Hulle wil weet, is Jesus deel van jou maandag? Jou geestelike reis Sondag en 'n vleeslike bees op 'n maandag. So wat ek glo en wat vir my werk, is eintlik om as prins, so nou dan net mense se babbel te bars, soos wat Werner gesê het, en om daai verskriklike persona van 'n pastoor of van 'n leier, so nou en dan net heeltemal af te breek, heeltemal. En veral wanneer daar 'n klomp manne voor my sit, want ek dink ons het nodig, my belewenis is dat, ek weet nie hoekom nie, maar mense relate nie lekker na my suksesse toe nie. As ek vertel van die groot goed wat die Here deur my doen, hulle like dit nie, maar laat ek hulle vertel hoe sukkel ek, en laat ek hulle vertel hoe dinge skeef geloop het in my lewe, dan kry ek feedback wat mense sê, "Jesus John, dit het vanmôre, het dit so met my gewerk en so gepraat en so aan." Weet jy hoekom? People want relatability. Hoe sê mens dit in Afrikaans? Relateerbaarheid of wat ook al, dit is, relatability is Afrikaans, man. Voorgee maak pastore dood, staan nie op my notas. Voorgee maak pastore dood. Hierdie is 'n lang afstand wedloop, en ek wil saamstem met Johan. Ek dink dat in jou 50s en jou 60s, rig die Here op, as getrouheid, as jy die pad geloop het getrou, gee die Here vir jou voice, in mense se lewe op 'n vlak wat jy nooit gehad het voorheen nie. Maar my probleem is, te veel predikante kom nooit daar uit nie. Hulle tref nie hulle 60s in die bediening nie. En ek wil vandag dit sê vir elke persoon in hierdie plek, of jy in 'n dienende rol is of in 'n leiersrol, mense wil relate na jou menslikheid toe. En ek dink, wat 'n stelling, toe Irenaeus duisende jare terug gesê het, "The glory of God is when man is fully alive." Wanneer mense, nou kom ek net vir jou 'n voorbeeld gee. So ek en Williana is lekker met vakansie, saam met vriende op 'n game drive, kry 'n oproep, "Pa, skoonseun, hoekom antwoord jy nie jou foon nie?" En jy weet, ek skrik onmiddellik, ek dog, dat iets met my dogter of dalk met my kleinkind gebeur. "Pa, jou huis het afgebrand." Ons het 'n grasdakhuis, en veldbrand gooi die vlamme op die dak, September 'n jaar terug. Jaag huis toe, kom maar aan daar, niks, alles is gone, alles is net gone. Ek het net my vellies en my vakansie toksakkie het ek by my, en ek en Williana leef deur 'n stuk trauma en verwoesting vir 'n jaar lank. Nou, wat doen jy as mense wil relate? Wat doen jy? Ek kan nie op die kansel loop en uitbars in trane sê, "Ag, Here God, ek weet nie hoekom, dit het my gebeur nie." Nou, daai wat ek nou gebid het elke week 'n paar keer by my mond uitgekom, maar nie op die kansel nie. Luister, moenie so sit en giggel nie, my boelterrier is dood. Okay? So kyk net vir my. En dis ook interessant, mense beleef, party is getraumatiseer oor my guns wat weg is, ander is getraumatiseer oor my hond wat dood is, en ander oor Williana se troualbum. Ek sê vir my vrou, jy het vir 20 jaar nie na my album gekyk nie, en hier is ek. Grot Gert, jy lyk soos 'n Griek, julle ken daai grappie. Ek dink, ek het so baie mense gehad, wat elke liewe week vir my kom vra het, "Hoe gaan dit met die huis?" Ek het nou hier ingeloop, toe vra iemand my weer. Toe sê ek vir hulle, "Hoekom vra julle nie vir my, hoe gaan met my nie? Almal wil weet, hoe gaan dit met die huis? Die ding is oorgebou, hy staan daar mooi. Vra vir my, hoe gaan my?" Nee, wat ek bedoel is, mense stel belang. They want to relate to your challenge. Hulle soek of dit reël is. En ek het beleef hoe dat die Here in die most spectacular way, beauty out of ashes, absolute beauty out of ashes. En my storie, op die einde van die dag, gebruik die Here om vir ander mense wat nou in sak en as sit, om vir hulle te sê, hierdie is nie die finale definisie van jou realiteit nie. This is not your final destination. If you find yourself going through hell, just keep going. Okay, die tweede ding, natuurlike spiritualiteit, was die eerste gedagte, wat, as jy 'n gesonde verhouding met jouself het,
dan mag jy ook jouself wees tussen mense. Ek bid dat jy 'n nuwe vrymoedigheid sal kry om jouself te wees. Ek dink suksesvolle leierskap lê aan die ander kant van mense, wat hulle self kan wees, tussen ander mense. Nommer 2, jou design, jou unieke jy. Elke mens in hierdie plek het sterkpunte en swakpunte en ek ook. En ek dink een van hulle, administrasie vir my, kom nie natuurlik nie, dit is vir my 'n frustrasie. My vrou is 'n ongelooflike administrateur. En ek dink die tweede ding wat my hart breek, is hoe baie mense ek in die bediening sien, wat die Messias vir flippen almal wil wees. Ek het gesê flippen, nee, ek wil net check. Okay. Jy wil die Messias vir almal wees, en ek wil vandag vir jou sê, die Here is hulle herder. Jy's nie hulle herder nie. Die Here is hulle herder. Gaan dink oor wat ek nou vir jou gesê het. Jesus is hulle Messias. Jy kan nie alles vir almal wees nie. En ek het 'n ander manier hoe ek dit deesdae veral vir ons jong mense wil sê is, ek wil vir jonger ouens sê, you need to fall in love with God's creation in you. Dit het op my 36ste verjaarsdag, weet ek nou nie of ek 'n slow learner is of wat nie, maar op my 36ste verjaarsdag, het daar iets in my menswees gebeur, wat ek myself aanvaar het, wat ek gesê het, okay, so this is who I am, Celine Dion gequote, en gesê, okay, so dit is nou wie ek is, en ek het vrede begin maak, en gesê, nee goed, nou weet ek kan hierdie doen, maar ek is nie goed met daai nie, en ek het verlang druk op myself gesit, om ander goed vir ander mense te probeer wees, oor ek gedog het, dis die regte ding om te doen. Ek bid dat hierdie moment nou, vir jou toestemming gee, om te gaan fokus op jou sterkpunte. Ek haat dit, dat die lewe en NCD, en 'n klomp ander plekke, wil hy ons moet net werk aan die swakpunte, as jy net jou swakpunte kan verbeter. Nou, hierso is dalk die beter wysheid van hierdie stelling, you address your weaknesses through your strengths. Daar's geen ander manier nie, you have to address, en ek het nog altyd vir mense gesê, ek bid dat jy hier uitloop, en vir die Here sê, Here, wys vir my die Aaron, en die Hur, wys vir my, in Jan se geval, die Adrie en die Trish, wys vir my die mense, wat gifted is, op die terrein wat ek nie is nie, sodat ek nog meer myself kan wees. As jy dit nie doen nie, lê uitbranding net om die draai, van jou menswees, soos wat dit my ook gebeur het. Ek was net Brooklyn Campus se leier gewees, so 2000 mense op 'n Sondag bedien op daai stadium, 30 personeel, en 1 Desember maand, het ek net gevoel, ek wil nie terug gaan werk toe nie, ek het nie krag hiervoor nie, my emosie was, hierdie ding vat meer, as wat ek bereid is om te gee. En ek het nogal by Johan Geyser gaan sit, en vir hom gesê, Johan, praat met my, hoe die hel kry jy dit reg, om fiets te ry elke dag, en te lees. Ek het die fout gemaak om vir Johan te vra, hoeveel boeke lees jy in 'n maand? Dit is 'n verkeerde vraag. Hy het so 'n frons gekry en gesê, dit hang af hoe dik die boek is. Hy sê, ek lees 'n uur elke dag. En ek het daar gesit en ek het besef, dat 'n fout wat Jan maak is, ek het gedog, om 'n gemeente van daai size te bedien, word daar van my verwag, om die hoofberader ook te wees, van daai kerk. Ek hoor vir Jethro, ek hoor hom, in Exodus 33, waar hy vir Moses sê, Moses, hierdie ding wat jy doen, is nie goed nie. Iemand in die plek moet vandag hoor, hoe dat die Here vir jou sê, hierdie ding wat jy doen is nie goed nie. En Johan het my gewys, hulle beradingsentrum en wat hulle daar doen. Hy weet nie, hoe daai gesprek my lewe gered het nie. Ek het teruggegaan en gesê, ek counsel niemand meer, as 'n eerste counseling nie. Ek gaan 'n span oprig. Jy sal nie glo nie, daar's 'n klomp mense in daai kerk, wat gesit en wag het vir die dom pastoor, om vir hulle te kom vra om te help. Wat vandag ure insit in bediening, en wat vir my dankie sê, dat hulle my werk doen, wat ek gedog het my werk is. En ek bid regtig, dat jy vandag, that you will fall in love with the uniqueness that God has put in you. Jy kan nie iemand anders se skoene dra nie, of soos wat Brett Solomon eendag gesê het, 'n ander ou se onderbroek, maar dit is ook 'n ander storie. Moenie 'n ander ou se onderbroek dra nie. Julle onthou Galasiërs 6 vers 4 in die message, make a careful
exploration. Who you are, Here, weet jy my gemaak? The work that you have been given. Here, wat verwag jy van my in hierdie seisoen? And then sink yourself into that. Wees proaktief en intentioneel en gaan doen dit. En ek bid dat iemand in hierdie plek vandag tot 'n nuwe mate. Nou, kan ek net julle een geheimpie vertel wat agter die skerms in my lewe gebeur? Die dinamika van ons organisasie is wyd en baie vinnig en daar gebeur 1000 goed op een slag. Elke 3 maande moet ek op 'n klip gaan sit. En ek doen dit nou weer in April, ek doen dit in Julie. Dan vat ek 'n hele dag en ek vat hierdie selfde gesprek wat ek nou met jou het. En ek gaan sê weer, Here, wie moet ek wees in hierdie volgende 3 maande? Waar wil jy hê moet ek fokus? Ek vat elkeen van my verhoudinge, daai name, en ek vra, Here, wat wil jy hê moet ek vir Williana beteken in die volgende 3 maande? Wat wil jy hê moet ek vir die leiers saam met my daar? So 20 leiers wat direk na my toe relate. Wat elke een van hierdie goed wat ek nou met jou deel, het 'n gewoonte in my lewe geword. En ek sê vandag, dankie Here, dat U my lewe gered het van uitbranding tot by 'n plek waar die hoeveelheid mense wat ek nou na toe relate, is minstens 20 tot 30 keer meer. Dis 'n veervoud van 30 op wat my uitgebrand het. En ek staan vandag hier en ek is regtig vervuld, gesond en gelukkig. Die kerk gaan beter doen. Kan iemand net amen of 'n ding sê? Die kerk gaan beter doen as jy gesond is. Hy gaan. Ek wou sê varkie, maar ek gaan nou nie dit sê nie. Onthou as ek sê varkie is 'n liefdesterm, terwyl ek van varke onthou. Okay, so, nou, ekskuus, julle vang hierdie grappe nie, ek sien, julle vergeet Johan, ek sien sy gees is nou al klaar weg hierso. Ek kon nie glo dat hy vir hulle net, ek het in hulle huis gesit en dan help sy met die worship, dan sê hy vir haar, vark, gaan maak vir my bietjie daar iets, totdat ek besef dat Johan is lief vir 'n vark, en nou, okay, kom terug. Ek het nog twee goede, waarvan ek julle wil vertel. Nou, hierso is John, een van my sondes, wat ek met absolute vrymoedigheid publiek wil bely. Daar het 'n people pleaser binne in my opgestaan, wat nie vir mense kon nee sê nie. En ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar ek wil jou vertel van hoeveel keer in my lewe, dan wag my kinders, ek moet hulle by die skool gaan haal, dan kan ek nie vir iemand wat sit en twak praat in my kantoor sê, luister, ekskuus, ek moet nou ry nie. Daar was hierdie oorverantwoordelikheidsin. As mense deur krisisse gaan, die ou kom sê vir my, sy vrou is in die hospitaal, dan wil hy people pleaser in my, wil vir my vrou sê, sit jy maar lekker en eet vanmiddag, ek gaan nou hospitaal besoek doen. En daar het 'n moment gekom in daai stuk uitbranding, waar ek voor die Here moes gaan staan en sê, Here, ek weet nie waar kom hierdie ding vandaan nie. Ek weet nie waar kom hierdie burden, hierdie las vandaan. Ek weet nie, ek sweer is vir ons op college geleer. Ek dink dit kom van daar af. Wat nonsens is. Waar ek besef het, ek het myself begin verloor. En ek hoop so ek praat nou met iemand hier. Wat jy besef, jy het jouself begin verloor onder die indruk dat jy besig is om die Here te behaag. Jouself verloor onder die indruk. En nou is daar mense, hulle preek vir my maar dis wat die Bybel sê, John, jy moet jouself ontledig. Die Bybel sê, met jou kruis opneem. Die nuutste vertaling sê, vrek, boetie. Nou sukkel ons met hierdie teologie. Nou ek wil vandag vir jou vra, vat jy jou Bybel, gaan lees jy Filippense hoofstuk 2, waar die woord sê, Christus het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hy het homself verneder. Tot die plek waar hy mens geword het, tot die plek van die kruis, en daai skande. En omdat, hoekom preek ons nie die tweede helfte van daai skrif nie? Omdat hy homself verneder het, God hom opgehef, en hom 'n naam gegee wat bo elke ander naam is. Jesus het op 'n ander manier oor die dood en oor hierdie ding gepraat, as wat ek geleer is. Jesus het gesê, as 'n saadjie in die grond val en sterf, sal hy veel vrug dra. Sy plan was nog nooit, ek skree alweer, sy plan was nog nooit, dat jy minder moet word nie. Sy plan was nog nooit, dat jy jouself moet verloor nie. As jy jou lewe neerlê, het hy gesê, sal jy hom wen. Hy het vir ons die pad gewys na oorwinning toe. Dat die neerlê nie is om my minder te maak nie, dit is om my meer te maak.
En ek wil vandag vir jou vra, as jy besig is om jouself te verloor, jou verhouding met jouself kry skade, as gevolg van dit wat jy doen, dan wil ek vir jou vandag sê, ek dink nie jy's besig om God te verheerlik met die besluite wat jy neem nie. Daar's 'n people pleaser in meeste mense in die bediening wat ons moet doodslaan. En Galasiërs 1 sê, dit is nie moontlik om God en mense te behaag nie. It's not possible. Jy moet kies. En die keuse wat ek gemaak het, is om eers te vra, ek gaan vir julle net 'n voorbeeld gee. So, Ellen, my baas, een van ons grappies is, ek het op 14-jarige ouderdom opgesign vir die bediening, ek gaan vir Jesus werk, en toe eindig ek met Ellen Platt op. So, jy weet, dit is maar net hoe die lewe is. Nou, nou begin Ellen met 'n Bybelstudie in Brooklyn, op 'n woensdagoggend, en wie daag op 'n woensdagoggend? Al die Waterkloof tannies. Ek meen, daar sit 'n klomp vroue, seker 40 van hulle, want Ellen is 'n ongelooflike teacher, en hy is ook by leiers betrokke, maar nou beweeg hy aan 'n ander goed, en nou gee hy vir John hierdie, so ek vind myself, hier's ek besig om 'n woordskool vir 'n klomp tannies aan te bied, en want Ellen het dit vir my verwag, en jy weet, ek moet die regte goeders doen in die lewe, en in daai seisoen, praat ek eendag met ons personeel. Nou sit daar omtrent net soveel in dieselfde flippende hoeksal. Ek het julle gesê ek is 'n slow learner, en ek het weer flippend gesê, nee, ek check nie. So, in dieselfde hoeksal, by die Oxford Brooklyn, sit my personeel, en ek het die Woensdag gepraat met die tannies, en die ongelooflikste skok tref my. Ek het 3 ure voorberei vir daai woordskool vir daai vroue. En ek het 10 minute voorberei vir die leiers wat voor my sit. En iets in my binneste het net geklik dat die Here sê, John, jou nie hier gesit om daai te doen nie. Ek het gaan soek vir iemand in ons kerk, 'n vrou wat 'n passie het vir daai selfe bediening. Sy het hom in die volgende jaar gegroei na 120 vroue toe. En ek het nie meer daai 3 ure daar belê nie. Ek het daai 3 ure in leiers begin belê. Sit vandag met die vrug dat daai people pleaser binne in my tweede viool speel. En ek verheerlik die Here deur vir hom te vra, waar moet my prioriteite wees? Ek gaan nie mense wat demand, ek gaan nie laat hulle besluit nie. Nou ek het pyn daaroor, 'n vrou kom sit eendag in my kantoor, sy het jare terug R60,000 tiende gegee, en ek sê vir haar, hoorie, ek kom sit net by my, ek wil jou honor vir jou belegging in ons droom. Sy gaan sit, toe sê sy, is dit hoe 'n mens in jou kantoor kom? Ek sê, wat bedoel jy? Sy sê, ek was 'n maand terug hier, dat iemand vir my moet bid, toe sê jou sekretaresse, jy is nie beskikbaar nie, jy is te besig, maar dit lyk vir my as mens geld gee, dan kry mens jou aandag. So jy gaan weer moments hê, waar jy met jou siel moet praat, en waar jy moet verstaan, daar gaan mense wees wat nie gaan hou van jou besluit nie, maar op die einde van die dag, is dit die sonde wat ek bid, almal van julle self sal bekeer. Kan ek dit saamvat met die laaste gedagte, want die ding wat ek agtergekom het, is dat ons kan oor die goed in teorie praat, en toe ek my stukkie uitbranding beleef het ek nie geweet hoe om uit te kom nie. Dis wanneer dit 'n probleem is. 'n probleem is 'n probleem, wanneer jy nie die oplossing kan sien nie. En ek wil graag met jou deel uit Filippense hoofstuk 4, hoe dat daar 'n revolusie in my denke gebeur het, en tot vandag toe, elke liewe dag, eindig ek in problem-solving geleenthede, voel soos 'n flippend wiskunde klas, waar ek elke dag woordsomme moet oplos. Nou eers besef ek wat wiskunde my gehelp het in die lewe, om woordsomme op te los, want mense stel 'n klomp probleme hier voor jou, en hulle sit gedagtes en feite wat nie sin maak nie, sit hulle alles hier op 'n hoop, en jy moet as 'n mens besluit neem, van hoe gaan ek nou vorentoe hierso? Nou sê Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie. Sal jy omgee om net hierdie 3 woorde neer te skryf? Die ene is besorg. Net vir jou eie gedagtes. Wat is dit waaroor jy worry? Wat is dit, van die Engelse vertaling sê, don't be anxious about anything. Maar in alles, maak jou begeertes, dis die volgende woord. Maak jou begeertes by God bekend. Wat lieflik en loflik en wat ook al is, bedink dit. Dis die 3de B. Besorg, begeer, bedink.
Ek wil hier staan vandag in 'n klein bietjie windgat wees en ek wil vir jou sê, jy gaan verstom wees hoe dat probleme hulle knie buig voor God se kreatiwiteit binne in jou as jy doen wat Filippense 4 sê. Wat gebeur as daar 'n probleem ontwikkel? Al jou interne energie gaan na daai probleem toe. Jy dink oor hom, jy mediteer oor hom, jy sny gras, dan dink jy oor daai gemeenteraad lid wat nou alweer hier goeders aangejaag het, of daai personeellid. Terwyl dat jy op die treadmill in die gym staan of gras sny, waar ook al, jou brein word so vol van jou probleem, jy gaan nooit daar uitkom nie. Wat hy hier sê is, moenie verder een stukkie energie na jou probleem toe laat. Jy is klaar bewus van jou probleem, en hou asseblief op om met die Here te praat. Hy is ook al moeg oor jy met hom praat oor jou probleme. Ek dink mense moet in elk geval leer om met hulle probleme oor hulle God te praat. Nie met hulle God oor hulle probleme nie. Is in elk geval sommer net 'n gebedsteaching daar. Maar hy sê, maak jou begeertes. En ek wil nou vir jou sê hoe moeilik dit vir mense is. Ek sit baie keer met mense, dan sê ek vir hulle, so wat wil jy hê? Ek het nie geld nie. Nou okay, wat wil jy hê? Ek kan nie eens sê wat ek wil hê nie, want ek is so vasgevang in my probleem. Ek het nie tyd nie. Ja, maar wat wil jy hê? As jy nou tyd het, wat wil jy doen met daai tyd? Dis wat die woord daar sê, maak jou begeertes by God bekend. Ek noem dit 'n wishlist. En laat ek net gou hier vir julle sê, gaan vir jou een getuienis gee, waarmee ek hierdie hele ding wil saamvat. Op 'n stadium in daai selfde seisoen van my lewe, 2006 en 2007, toe kom ek op 'n plek waar dit vir my voel, eerlikheid, ek het julle gesê, ek het berading gedoen dat my oor uitloop, en daar was een berading van 'n pa wat sy studentedogter vir 'n uur en 'n half, 2 ure, 3 sessies later, by my kom sit het, want die pa hou nie van die boyfriend wat hierdie girl gekies het nie. En die pastoor moet nou help om die pa se verhouding met sy kind, want hy kry nie reg vir sy kind te sê, hy hou nie van die siel wat sy mee wil trou nie. En ek het net al gesit en gesê, Here, kan ek nie eerder hierdie ure spandeer? Dis net 'n begeerte gewees. Kan ek nie hierdie tipe ure spandeer aan vriende wat regtig die wêreld verander? Kan ek nie dit is een van die desires wat in my binneste gegroei het. En ek het gesien, 'n wonderwerk het gebeur, 2-3 maande later, toe gaan 'n vriend van my wat ek trou hulle, dis vandag goeie vriende, en hy sê vir my, hoorie, terloops, ek gaan op 'n jagtrip saam met Joel Osteen. Ek stop hom net daar, ek sê vir hom, korreksie. Ons gaan op 'n jagtrip saam met Joel Osteen. En op een jagtrip, Joel het nie gekom nie, maar sy executive pastor van Lakewood, die jeugpastoor van Hillsong in Londen, Ray McCauley se seun, en hou met die naam van Flip en dis Flip en Snacks, maar hy is een van die grootste coaches van kerke en goed, gaan Google vir Flip, vra vir ChatGPT wie's Flip en ek gaan toe op 'n Flip en jag naweek saam met hulle, en op een naweek beleef ek hoe dat die onmoontlike gebeur, want waar gaan ek vriende maak waar ek ure kan spandeer in plaas van om my dogtertjie te help om die regte man te kies dat haar pa happy is, dat ek regtig met mense tyd kan spandeer wat die wêreld verander. Daai ding het so geeskaleer. Kom laasweek van 'n ding af in Amerika waarvan die heel groot, most significant ministries around this planet tyd saam met mekaar spandeer, en ek is ingenooi. Ek weet nie wat lê aan die ander kant van jou geloof as jy vir die Here begin sê wat jy begeer nie. Jy weet ook nie. Jy weet wat lê aan die ander kant van jou probleme, want jy publiseer jou probleme. Paulus sê, publiseer jou begeertes. En kry jou denke vernuwe, waar jy begin dink en droom, want God is in staat, ek preek nou weer vir predikante, Efesiërs 3:20, God is able to do exceedingly above all that we dare ask or think, according to his power that's at work in us. Hy werk nie buite jou nie, hy werk binne in jou. En ek dank die Here vir die voorreg wat ek gehad het vanoggend, om 'n bietjie met jou oor jouself te praat. Ek wil nou met jou verder gesels oor ander verhoudinge, maar kan ek 'n oomblik vir jou bid? Sal julle saam met my staan? Kan ons dit doen? En ek wil net deur hierdie 4 gedagtes kortliks bid, voordat ons 'n baie lekker breek gaan maak. Hemelse Vader, miskien is hier iemand hier vandag wat absoluut
moeg is vir die druk wat bediening op hulle plaas. En U wys vir hulle vandag dat hulle op 'n hele ander, meer natuurlike manier hulle self kan wees in die bediening. En ek vra dat U daai druk verwyder, dat U hulle denke so vernuwe, dat hulle vandag weet, people want to relate to me. Ek gaan hier uitgaan, en ek gaan my hart vir mense oopmaak, en toelaat dat mense my ken, as 'n gewone mens, wat deur God geroep is, en bonatuurlik bemagtig is, maak as 'n gewone mens. Dis U heerlikheid kom, Here, as hierdie mense uit hierdie plek uitloop, and they become fully alive. That's the glory of God. You want man to be fully alive. Mag elke mens in hierdie plek, Here, 'n nuwe lewe vind, vir elke nuwe fase van hulle mens wees, vir elke nuwe fase van hulle roeping, waar hulle ten volle hulle self voor die Here kan wees. Dan bid ek nommer 2 vir iemand wat die heeltyd voel asof hulle met die verkeerde hand skryf. En die Here sê vandag vir my en vir jou baie duidelik, ek het uniekheid, ek het krag, ek het beauty binne in jou gesit. En ek wil dit uitroep, dat jy daai uniekheid, die unieke bydra wat jy bring in jou span, in jou bediening, in jou stad en in jou dorp, jou wêreld, daai uniekheid, dit wil ek sterker maak. En Here, mag elke mens hierso se oë oopgaan vir die ander mense rondom hulle wat U wil oprig, om ons in die liggaam van Christus te help, laat ek my rol op my beste kan vervul. Ek kan nie die toon en die vinger en die oog wees nie. U vra my om te kies, en U sê vir my, wie is ek? Dankie Here, dat ek nou ook kan bid vir iemand wat vandag besef, hulle is people pleasers. Hulle sê maklik ja vir mense, want sukkel om nee te sê. Kom leer ons hoe om nee te sê, Here, kom leer ons hoe om ja te sê vir ons eie gesondheid, kom leer ons hoe om ja te sê vir ons familie, en om dan ook ja te sê vir mense, sonder dat dit hierdie ander prioriteite seermaak. Kom leer ons hoe om te lewe, Here, U doen dit. En dan laastens, dank ek U vir Filippense, ek dank U, Paulus sit binne in 'n gevangenis, en party van ons voel ook so bietjie, asof ek in 'n hok sit, met my probleme. En vandag spreek ek oorwinning en vryheid uit oor mense, waar ons so gefokus het op ons probleme, en U sê vandag, tel net bietjie jou kop op, en sien bietjie die horison. As ek dit vir iemand anders kan doen, kan ek dit vir jou ook doen. Daar lê groot wonderwerke, Here, aan die ander kant, van mense wat in 'n gesonde verhouding met hulle self voor God kan kom staan. Here, U voel my hart, wat bloei vir mense, moontlik in hierdie vertrek of in hulle gesinne, wat regtig op 'n moeilike plek is. En ek dank U vir wonderwerke tussen gister en môre. Dankie Heilige Gees vir die wonderwerke wat U doen in die naam van Jesus. As jy lus het saam met te stem, kom ons sê amen.